Jy is nie maar net op pad, sommer nowhere, no name, no brand nie. I'm a child of God. En as jy nie is nie, vra my, ek gaan jou help om een te word. Hier sit 'n paar getuienisse vanmôre in hierdie gehoor, wat deur die genade van die Here onder ons bediening na God toe gekom het. En glo my, daar's geen groter vreugde in my lewe om iemand na die Here toe te lei nie. Niks. Deur al die jare in die bediening, baie keer dan word 'n ou onrustig of jy's, kom ek sê, jy's sommer net half mislik. En dan ek sal wel maar vir my sê, hoorie, dan soek net iemand om na die Here toe te lei. Want dan kan jy weer lewe. En ek is nie arrogant nie. As ek dit sê, dan weet ek die duiwel sit daar. As jy nog nie Jesus ken nie, kom vra. Jy na die Here toe lei en jy gaan 'n verskil in jou lewe sien. In Matteus 28:19 praat Jesus met sy disippels. En as jy daai versie nie ken nie, dan jy hom nou vanmiddag gaan leer as dit. En hy sê toe vir hulle, gaan dan heen. Nou, hy praat met disippels. So, as ek 'n disipel is, dan praat hy met drie's. As 'n verskil tussen 'n gemeentelid en 'n disipel. 'n Gemeentelid wil dit net doen sodat hy gedoop, trou en begrawe kan word. 'n Disipel doen dit vir die koninkryk. Gaan maak disipels van al die nasies. Jy moet dit onderstreep. Jesus het nie net gekom vir 'n sekere taal, kleur of geurgroep nie. Jesus wil die nasies red. En nou Jesus is aan die woord, hy sê, en doop hulle, die disipels, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis sy opdrag aan sy disipels. Maak disipels, doop disipels en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Net vir volledigheid. In Matteus 3, ek het net nou gesê Johannes 3, en ek weet mense luister met 'n vergrootglas as jy oor die goed praat. In Matteus 3 in die ou vertaling, as jy my wil volg daar, dis nou nie op die skerm nie, sorry. Hierdie is verniet, dis extra in. Maar Jesus het geantwoord en vir hom, dit is Johannes gesê, laat dit nou toe, wat? Die doop. Daar was 'n gesprek, jy kan dit gaan vroeër lees, Jesus kom na Johannes toe, waar Johannes doop, en Jesus meld aan, en hy sê vir Johannes, luister Johannes, doop my. Johannes, wat Jesus 'n neefie was, volgens die geslagsregisters, kyk na Jesus, en hy sê, vir my kan jy nie doop nie, jy sonder sonde man. Jy behoort eintlik die hoofpriester te wees. Ek weet jy gaan die Messias word. En daar's nie 'n manier nie, want ek doop vir die vergifnis van sonde. Jesus kyk na hom en Jesus sê, luister, doop my. Hoekom? Laat dit dan nou toe, want so pas dit ons, die doper en die dopeling, ons, hoor mooi wat ek hier vir jou gee, om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat en toe Jesus gedoop. Daar's twee goed wat ek nou net vinnig wil aanspreek. Jy gaan nie eendag voor Jesus staan nie. Nie in die sin van dat hy
'n oordeel oor jou gaan spreek, of 'n veroordeling, of 'n beloning nie. Die kerk, wanneer ons in die hemel is, gaan jy aan Jesus se sy staan as sy bruid. Maar jy gaan voor God staan om te sien of jy die bruid is of nie. Onthou dit. Daar gaan 'n oomblik in jou lewe wees wanneer jy voor God gaan verskyn, en ek praat nie nou van die wit troon oordeel nie, ek praat nou van as jy jou kop neerlê, dan is jy of in die paradys, of jy's in die verwydering. Jy's of in die bruid, of jy's uit die teenwoordigheid van God. So iewers in 'n oomblik, as jy sterf, verskyn jy voor God, en hy kyk nie na al die detail nie, hy kyk na een ding, when I see the blood. Toe die ryk jongman gaan lees dit, maar ek wil nie daarbij daaroor praat vanmorgen. En dan is jy in die teenwoordigheid, jy's in die paradys, waar net God die sleutels van het. Jesus het die sleutels van die dood en die doderyk gekry, en hy het dit gaan gee vir die Vader. Dis in die hemel, dis beskikbaar vir jou, want elkeen wat die naam van die Here aanroep deur die bloed gaan gered word. Jy word nie gered deur 'n doop nie. Jy word nie gered deurdat jy in 'n kerk sit of van iemand 'n WhatsApp boodskap kry nie. Jy word gered deur die bloed van die lam. Punt. En as jy gered is, dan kyk hy na jou, God die Vader. Want onthou, dis sy naam wat sê El Shaddai. Dis God se naam wat sê Adonai. Dis God se naam wat sê El Roi. I am the God that sees you. Nou goed, en nou, oralste waar jy kom, kry jy hierdie stuk vlees. Bly by my, nou kwaadra. Stuk vlees. Ek het so, wat is dit, Kersfees 3 jaar terug omtrent, toe stuur iemand vir wie ek baie lief was, hy's nou by die Here, vir my ook daai video van die ou wat preek, en dan kom hy by die punt waar hy sê, jy hoef nie 10de te betaal nie, jy hoef nie gedoop te word nie, jy hoef nie gered word met die Heilige Gees nie, want daai ou aan die kruis, Jesus het net vir hom gesê, vandag is jy in die paradys. Sê dit, jy het ook daai video gesien. Julle, wow, jy weet, die kerke. Nee, dit is so. Ek het al vir 'n ou langs 'n highway gebid, my vrou is my getuie, wat in 'n karongeluk voor my oë was, en ek storm na hom toe, en ek bid vir hom, terwyl die stuurstang deur sy lyf gedruk is. En hy kan nie praat nie, maar hy kan my hand druk. En ek sê vir hom, kan jy my hoor? En hy druk my hand, en ek sê vir hom, ek gaan vir jou bid, jy kan nie praat nie, bid in jou gees. En hy druk my hand, en ek bid vir hom 'n sondaarsgebed, en ek spreek oor hom, want die Bybel sê, as ek iemand hulle sonde vergewe, dan is dit hulle vergewe, en in daai oomblik bid ek, en ek sê, Here, was hom, maak hom die kind, aanvaar hom in die ewige hemel, en die vrede van die Here, gloei dit, en hy druk my hand, en hy sterf. Weet jy waar is hy? In die paradys. Min het ek geweet. Daai jaar het ons nog nie selfoonkameras gehad nie, jy het nog 'n mik en druk, hy Nikons en daai goed. Min het ek geweet, dat op sy kamera is die bewyse van 'n buiteegtelike verhouding. Dit het ek 'n lang storie, 4 jaar later,
sy vrou iewers ontmoet en iemand sê toe, jy moet met hierdie man praat, hy was by jou man se sterfoomblik. God kan daar red. Maar, hey, sê so 'n bietjie maar. In Matteus 28:19 praat hy met disippels. Hy praat nie met 99 en jy's uit nie. So as jy sê jy's 'n disipel en jy dien die Here en jy's langer as 'n maand of 'n week op die pad, moet jy begin een ding doen, gehoorsaam wees. Waaraan? Aan die hele woord. Want wat 'n seën soek jy? Die hele seën. Jy gaan nie 'n verskoning hê om eendag te sê, ek wou nog. Kan nie werk nie. Daarom kom Jesus, voordat hy met sy bediening begin en hy sê vir Johannes, doop my, sodat alle geregtigheid vervul kan word. En nou die waarde wat ek vanmôre praat is, ek praat met jou oor die waarde daarvan dat jy jou doop. As gelowige. As honderde nat sondaars wat uit kerke uitgeloop het. Want mense raak gedoop omdat hulle emosioneel is. Mense is al gedoop op kampe en plekke en hy het nie waarlik wedergeboorte ervaar vanweë die bloed nie. En dan stap hy daar uit en hy's 'n nat sondaar en hy doen hom maar net soos wat hy gister gedoen het. En ons bring 'n verwarring in ons gedagtes. Daarmee sê ek nie as jy gedoop is kan jy nie sondig nie. Dan is jy in 'n ander level. Hoor my nou vanmôre. Hoor my vanmôre. Jesus sê ek moet my laat doop sodat alle geregtigheid vervul kan word. En toe die doper en die dopeling dit doen, toe word die geregtigheid ons geregtigheid. In die oomblik as ek jou doop of jy iemand doop, is daar 'n connection hier, want in die mond van 2 of 3 getuienisse sal 'n saak vas staan. Goed. Nou Jesus is gedoop, toe begin hy sy bediening en hy doen wonderwerke en hy gaan in die die duiwel versoek hom en ultimately hang hy aan 'n vloekhout en 3 dae later toe hy terug, toe leef hy. Want dit was God se plan vir hom. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Het jy dit al gelees? In Christus gedoop, in sy bloed, maar ook in sy voorbeeld, van die waterdoop. Want jy kan nie Christus skei van sy bloed nie, ook nie van die water nie. Want toe hulle die spies in sy sy steek, toe loop daar water en bloed uit. Want dis presies wat gebeur by 'n geboorte. As die water breek, is daar water en bloed betrokke. As jy wedergebore wil word, moet jy gebore word in waarheid en in gees. Dit is nie net 'n geestelike oorgawe, maar jou liggaam verander nie. Jou menswees verander. En jy's gedoop in sy dood. Nou ons weet dat Jesus het as mens oënskynlik net gesterf aan die kruis, maar toe hy opstaan, was hy in 'n verheerlikte liggaam.
Met sy opstanding het mure en tyd en plek hom nie gekeer nie, want hy was verander in die dood en die opstanding. En nou moet jy onthou dat Paulus het gesê, daar gaan 'n dag kom, wanneer die bassein gaan klank, en die wat in Christus gesterf het, sal uit die dood uit terugkom, en hulle gaan verander word in 'n oogwink, in 'n oomblik, en hulle gaan saam met Christus vir ewig wees. En dan gaan hy verder, hy sê, die wat nog in die lewe was, moenie dink, hulle gaan die ander voor wees nie, ons gaan almal saam verander, en almal, in ander woorde, wedergebore, gaan jy verander een of ander tyd. Maar nou, luister vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Waardeur? Deur die heerlikheid van God. Dis nie die doop wat jou sonde vergewe nie. Dis nie die doop wat maak dat jy nou 'n supermens is nie. Maar dis as jy deur die doop kom, en jy dit in gehoorsaamheid gedoen het, dan net soos wat die duif op God, op Christus gekom het daar, gaan jy vanweë die heerlike belofte van God se teenwoordigheid en heerlikheid kan lewe in 'n nuwe lewe. Dit kom nie deur handeoplegging nie, daai belofte is vervat in die doopgedeelte waar ek ingaan en ek is een met sy dood en ek uit die water uitkom en ek het 'n verwagting dat vanweë sy heerlikheid, sy teenwoordigheid, the things I used to do, I do them just a little bit less. Nevermore. Want die oomblik as ek in daai water instap, skree dit in die hemel in, I have decided. En is wonderlik dat die duif op hom gekom het en Johannes beskryf dit. Johannes skryf dit, hy het dit gesien. Jy kan Johannes 3 gaan lees. Johannes beskryf dit, hy sê, ek het die gees van God soos 'n duif op hom sien kom en op hom gebly. The King James Version in the Amplified Bible says, I saw the dove descending upon him and it remained on him. Die teenwoordigheid, die heerlikheid, wat is daai woord wat hy daar gebruik het? Die heerlikheid van die Vader. Hier is die term. So as ek in gehoorsaamheid laat doop, surely goodness and mercy, maar dis die heerlikheid van die Vader. Die heerlikheid van die Vader, wat die skepper is, wat die kreatiewe God is, wat die ene is wat 'n woord spreek, wat mense sê is onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En hier maak die ou vertaling dit baie duidelik. As jy daar uitklim, het jy 'n verwagting dat die heerlikheid van God jou in 'n nuwe lewe sal laat kan wandel. Come on. En die van julle wat 2 kinders al gehad het, weet, nie een van hulle loop op dieselfde dag en datum nie. Die een kind loop op soveel maande of soveel weke en die ander ene loop sommer vinniger of stadiger. Dit gebeur in die kerk en in die geestelike lewe dieselfde. Hang af hoe gedetermineerd is jy. Na jare terug onthou 'n klein dogtertjie wat net nie wil aan die loop kom en aan die loop kom nie, en sy's daar, maar sy's nie daar nie, en sy's daar en sy kom net nie, en eendag toe
Toe sy weer so probeer, toe gryp papa, en hy gee haar so klapie op die doek. Dis maar sy vervies haar, en dan hol sy na haar ma toe. She was never the same. Partykeer is daar 'n storm in die lewe wat jou net so bietjie gryp, laat jy begin hardloop na die Here. Jy sien, want hier is die geheim. Ek lewe in Christus, 'n nuwe lewe. Maar nou gaan Christus gedoop sonder sonde in die woestyn in, en dan praat nie die Here God nie, die duiwel is by hom. Die duiwel sê vir hom, luister hier, maar nou nie as God nie, maar as vir gedoopte, gefokuste, beloofde. Kyk hy na die duiwel en hy sê vir hom, daar staan geskrywe. En hy sê vir die duiwel, ek doen niks wat ek nie my Vader gesien doen het nie. Jy sien, want Jesus het hier 'n voorbeeld alreeds gestel in die woestyn, in die wildernis, dat Jesus 'n keuse gehad het daar. Besef jy dit? Jesus het daar 'n keuse gehad. Jy het 'n keuse. Jy het elke dag in elke omstandigheid 'n keuse. Want hoekom? Jy was gedoop, so jy was in die dood, in die lewe, en nou is die heerlikheid van God by jou, maar die duiwel praat met jou. En hoe meer die duiwel praat, hoe meer kyk Jesus na God, en hy sê, ek praat niks wat ek nie gehoor het, die Vader praat. Jy kan nie dink as die kerk dit begin doen, en skinder en kwaad praat en goed verdwyn het. Nou moet ons bid teen die gees van skinder. Nee man, stap net uit in die heerlikheid van die Here. Hou op nonsens praat, want elke ydelle woord wat jy spreek, gaan jy voor verantwoording doen. Wanneer? Die dag as hy jou roep om te kyk wat het jy gedoen, dan is dit te laat. Romeine 6:5. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. My geluk is net, nadat ek gedoop is, het ek dalk nog 50 jaar om in oorwinning in sy heerlikheid te loop. Dan sterf ek, en dan word ek verander in die finale produk wat langs Jesus by die huwelik gaan staan en God ons in die huwelik gaan bevestig. What a day that will be. What a day that will be. Vers 6. Aangesien ons dit weet dat ons die ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde nie tot niet gemaak sou word en ons nie meer deur die sonde sou dien nie. So die ou liggaam is dood aan die kruis. En nou staan daar iets in my op, waarna Jesus verwys het in Johannes 3, wanneer hy met Nicodemus praat en hy sê, as jy nie wedergebore is, kan jy nie die koninkryk nommer 1 ingaan nie. Nommer 2, hy herhaal dit, hy sê, as jy nie wedergebore is, kan jy die koninkryk sien nie. Hier is die probleem. Ons is hierso, en Jesus het ons geleer, laat die koninkryk kom, dis hoe ons bid. Maar weet jy wat, mense kan nie die koninkryk sien nie. Hoekom? Want Facebook het jou geleer, as die pastoor praat oor 10de, dan is dit net omdat hy homself wil verryk. Hy wil wen. En die wêreld het jou geleer, jy doop kan jou nie red nie. Ja, dit is so. Maar as jy gedoop is, kan jy vanweer die heerlikheid van God, koninkryk groter sien. Groter is hy wat in my is, as hy wat met my praat. Groter is hy wat my krag gee om te besluit. Want nou is dit 'n besluit. Nou loop ek.
Nou ry ek. Nou leef ek. Maar ek leef nie meer nie. Maar Christus leef nou in my. En omdat hy in my leef, is dit die heerlikheid van God die Vader wat by my is, sodat ek nie my voet hoef te stamp. Waar begin dit? Omdat ek wedergebore was en my gelaat doop het, sodat ek in die geregtigheid, die volle belofte kan instap, die belofte dat hy sê, nou stap ek maar die heerlikheid van God die Vader. Daai heerlikheid wat maak dat die duiwel nie in sy teenwoordigheid kan kom nie, tensy hy hom gebied om daar te verskyn. Die duiwel kon met Jesus praat in die woestyn. Die duiwels kon met Jesus praat in Gadara. Wat jy geweet, Lucifer, geen demoon, niemand kan met God praat. As God hom nie ontbied om voor hom te verskyn nie. In Job was die duiwel op 'n wêreldtog. Julle het dit gelees, nee? Hy was op 'n reis deur die wêreld. En God het hom geroep en gesê, wat het jy gesien? Anders sou die duiwel nooit met God kon praat oor Job. Die duiwel het nie self gaan aanmeld en gesê, hoorie, ek wil 'n bietjie met jou praat oor jou kind Job nie. God was so trots op Job, dat hy die duiwel stop op sy wêreldreis en vir hom sê, luister loser, het jy my seun Job gesien? Wat dink jy daarvan? En hy was kwaad. Ja, maklik vir jou om, hy so beskermd, te kan nie naby kom. Jy moet dit hoor. For I'm sheltered in the arms of God. En soek hy lied, Jimmy Swaggart het dit gesing. I will not fear, for I as a child of God, jy ons het nou gesê, I am a child of God. Ek is in die hande van God. En niks kan jou uit die hande van God uitkry tensy jy besluit om uit te klim nie. Daar is die realiteit. Vers 7, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As jy in wedergeboorte sterf vir sonde, is jy geregverdig, met ander woorde, vrygespreek. Los. Want net waar jy gesterf het vir sonde. As ons dan saam met Christus vers 8 gesterf het, glo ons, onderstreep dit, lees dit, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, want hy was die eersteling uit die dode, en nou as ek in hierdie nuwe lewe van my lewe, en die heerlikheid van God is by my, wie is aan my ander kant? Christus, wat dieselfde pad gestap het, gedoop, oorwinnend oor sonde, regverdig voor die Vader, en toe hy fisies sterf, toe word hy verander en hy staan op, en hy leef vir altyd. Omdat ons weet dat Christus vers 9, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Hier's wat ek glo, hier's waaroor ek het doen. Ek wil dit nie doen om jou te impress of op die kerkraad te kom nie. Ek wil dit doen, omdat ek weet, dat as ek vandag sou sterf, fisies, kan ek lewe vir ewig. Daarom sê Jesus, ek het gekom dat julle, Johannes 10:10, 11:10, iewers daar, hy sê, ek het gekom dat julle kan lewe, en dit in oorvloed hê. So die dag as ek omval, is dit nie vir my 'n verlies of vir jou nie.
Want ons ween nie soos hulle wat geen hoop het. Want die oomblik wanneer jy as kind van die Here sterf, dan gaan hy ewige saad in werking. Jy kan met my as maak net wat jy wil, of my liggaam maak net wat jy wil. Niemand gaan daaroor kla nie. Want ek is nie daar nie, ek is daar. Ek lewe hierdie lewe asof vir Christus. Vers 9, die laaste gedeelte. Die dood heers oor hom, Christus. Wat het hy gedoen? Gesterf en gelewe. Die dood heers oor die kind van die Here, wat wedergebore is en opgestaan het vanweë die simboliek van die doop. En nou herinner ek myself, ek was verlore. Ek is gered deur die bloed. Ek is deur die graf en ek het opgestaan. Ek kan nie meer sterf nie. Ek gaan lewe as ek aanhou die regte keuse maak. As ek aanhou die regte keuse maak. Wat is daai keuse? Ek doen net wat die Vader sê. En nou verander die standaard. Nou verander alles. Want nou meet ek nie meer aan dit wat Dries of wie ook al sê of doen nie. Ek meet my volgende besluit. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Nie my plan nie, u plan. Nie wat mense sê nie, wat u sê. En nou, wat gebeur? Nou kyk 1 miljoen mense na dieselfde plan, na dieselfde wil, hulle luister na dieselfde stem. En wat gebeur? Hy praat in een stem. En dit is so. Jy sien dalk iets anders wat ek nie sien nie, want dit is so, ek gebruik dit altyd. As ek hierdie Bybel na jou hou en ek sê neem 'n foto of verf hom, gaan elkeen van julle iets verf wat anders is, want party gaan hierdie ding beter sien. Ek gaan van die kant af dieselfde Bybel teken. Ons gaan almal na God kyk, maar jy gaan tog verskille kan sien, maar die beeld is daar. Hou nie net van eenvormigheid nie, maar die doop bring jou op 'n plek waar jy kan lewe en in oorwinning leef. Nou, vers 10, Romeine 6 vers 10, hierdie is mooi. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde een en vir altyd gesterwe. Daar's niemand anders wat vir jou sonde kan sterf nie. Nie Maria of wie en wie of wat ook al nie. Jesus het vir jou sonde gesterf. Maar die lewe wat hy lewe, leef hy vir God. Sy sterfte was vir jou. Maar sy opstanding was vir God. Jou wedergeboorte is sodat jy in vergifnis kan inkom en 'n nuwe identiteit kry. I am a child of God. Elke keer as ek 'n huweliksregister invul, net dan skud ek my kop. Dan skud ek my kop, want die regering vra, gee vir my die man se ID. Dan sê hulle, wat is sy nasionaliteit? Dan sê hulle, in watter land is hy gebore? Dan sê hulle, watter dorp is hy gebore? Hulle herhaal 'n sekere ding dat ek nie, maar as hy 'n ID het en hy is in Suid-Afrika gebore, is hy Afrikaner. Adam, can you be and still breathe? As jy wedergebore is jy 'n kind van die Here. Of jy nou in Kanada bly of in Afghanistan. Jou plek van geboorte is die kruis. En nou leef jy, omdat jy wedergebore is, jou lewe vir God deur Christus. Sodat sou ek sterf, in daai oomblik hy vir my sê, oor min was jy getrou, oor veel stel
ek hou uit. En ek weet nie van jou nie. Ek weet my maale in Pinkster en die ouens, hulle het gesing I've got a mansion en hy oop Beuleland, skoon Beuleland, ek sien 'n land van graan en wyn, waar al die hemelrykdom skyn, en daar die land is nimmer nag, daar is ek vry van sonde mag. Ons ek met die goed groot geword, en dan kyk 'n ou, en toe ontdek ek, weet jy wat, as hy my inlaat, dan gaan ek nie eers worry oor 'n koningland nie, ek wil net na die troonkamer van God kyk en net sê, dankie, 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 want ek gaan bewus wees, dat daar 'n hel aan die ander kant is, maar ek is nie daar nie. Ek gaan my nie eers worry oor die hel nie, want ek is in sy teenwoordigheid. Pastoor, yes, maar jy het daar maar geen empatie en liefde nie, weet jy wat? As jy nie jou buurman nou na die Here toe kan lei nie, gaan jou empatie daar niks help nie. Then it's gone. As jy regtig waar liefde en empatie het, bring jou buurman na die Here toe. Nou, sodat daar nog tyd is, dalk uit te maak. En nou, vers 11, en dan gaan ek klaarmaak en dan gaan ons 'n verklaring lees. So moet julle ook reken dat julle wat vir die sonde dood is, maar lewend is vir God, in Christus, ons Here. Nou doen ek dit nie meer om my vrou te impress en om die kerkraad en omdat ek dalk iewers 'n mooi pos wil hê nie, want die moslim doen dit ook. Maar sonder Christus en God. En dis werke, dis dood. Maar as ek het op die regte pad, met die geloofsaspek, onthou julle het net toe gesê, ek glo nou, dan sê ek is dood vir sonde, en as ek 'n sonde doen, dan vergewe hy dit alreeds, want dan gaan ek nie in daai sonde bly nie, want ek is dood vir die sonde is agter my, ek lewe nou in Christus vir God. En dit is waar die doop die simboliek kry. Want vanmôre, as ek Letitiaatjie doop, en as David sy dogter doop, dan is dit 'n manifestasie. Hallo? 'n Manifestasie se definisie sê, dis 'n fisiese aktiwiteit met 'n geestelike implikasie. Ek doop hulle in halflou water, maar in die gees identifiseer daardie doopeling vanmôre met Christus se sterwe en sy opstanding en sy pad met God die Vader. Waar die heerlikheid van God by my is. En nou hoef ek nie Psalm 91 op te sê, hier kom die trok en blablabla. Ek leef Psalm 91. Hoekom? Want ek is in Christus. Leef saam met God. En toe kom hy en hy sit daai dead man switch aan. En hy sê, ek weet jy gedagte daaraan dat julle mense is. Nou gee ek vir jou die Heilige Gees binne in jou. Hy sal jou leer en lei in alle geregtigheid. Kan ek vra, hoe sal die Heilige Gees my sekere goed oortuig vir jou nie? Hallo? En nou praat ek nie van hy oortuig jou om 'n huis te koop in Leidenburg of in Laingsburg nie. Dis common sense. Ek praat nie daarvan dat die Heilige Gees jou oortuig om 'n Mercedes te koop en vir die ander ou 'n tweedehandse whatever by We Buy Cars nie.
Want die Heilige Gees is nie petty met die goed. Die Heilige Gees is hier om jou te leer en te lei in die pad aangaande God, wat jy saam met God moet stap. En daar dink ek, is daar 'n eenvormigheid. Daar dink ek, is 'n eenvormigheid. En nou lewe ek my lewe met hierdie totale bewustheid van God is vir my, God is by my. En nou wat kies ek? Wat praat ek? Die pastoor is nou nie, kom ons praat net gou die iets. Ja, vertel. Ek sta by huis en ek hoor, hulle weet nie, ek is op pad nie. En dit gaan daar binne wild, die man en vrou is op vloek en skel en die en daai, en ek hoor dit hier van buite af en ek klop aan die deur. Hard, hulle moet stop. En die vrou maak die deur op en sy sê, "Ai pastoor, dit moet die Here wees, ons het nou net van jou gepraat." Ek sê, as julle daai goed gesê het oor my, ek het gister vir mense gesê, ek dink ek moet iewers te begin 'n boek skryf. En jy dink, wat dink die Here? Ja, Heer, dis my kinders hoor daar. En dan sê hulle praat van my knegg. Jy het 'n keuse. Jy het 'n lewe. Jy moet hom so lewe, dat sou jy sterwe. Jy het dit al gehoor, jy kan sonder Jesus lewe. Jy kan sonder die kerk ook lewe. Jy kan nie sonder hulle doodgaan nie. As jou issue. Jy sien, want hierdie versekering is nie vir nou nie. Hierdie versekering vir 'n ewigheid hierna. Verstaan jy vanmôre iets van die doop wat jy nog weet nie? Doop is nie, ek word 'n kerklidmaat nie. Die doop is, ek lewe nie meer nie. Christus lewe in my. En ek stap saam met God. Gevul met die Heilige Gees. En nou wil ek julle bless en julle gaan my bless en ons gaan dit saam lees. Galasiërs 2 vers 20. Kan jy dit sien almal? Moet ek daai ding afsit? Kan julle almal sien daar agter? Lees saam met my. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Vader, dankie vanmôre vir die wonderwerk van Christus. O, Heer. Dankie dat ek vanmôre en elkeen van ons vanmôre hier kan sit en sê, but I am a child of God. I am a child of God. Word verheerlik vanmôre. Ek wil bid, Here, dat hierdie woord in mense se harte sal ingaan. En Here, dat die doop nie maar net 'n datum en 'n sertifikaat is nie, die doop is 'n identifikasie in die manifestasie van ek is dood, maar ek het lewend geword, en nou leef ek in Christus met God langs my, net waar ek gaan sal die Here genade aan my bewys. Almal wat dit glo sê amen. Here seën u. Ek gaan vra dat die doopkandidate gou hier na vore te kan kom, Monique en Letitia. En what a wonderful situation. Dankie Here vanmôre dat op hierdie oggend hulle twee gehoorsaam gaan wees. Ook en die Here gaan volg deur die doopwater. Wat 'n besonderse geleentheid. Kom staan hier by my. Loof die Here. Daar was 'n dag toe sy sterwend was, want wie 'n brein gewas.
Is ek reg? En hulle die familie en almal laat kom. Daar in Johannesburg. En een oproep, ek, maar ek sit in Leidenburg, ek kan nie kom nie, maar ek bel iemand anders, 'n disipel, en ek sê vir hom, jy's daar naby, gaan bid. En hy rol omtrent sy kar op die highway, hy sê, ek het nog nooit gedoen nie, ek sê nie gevra, hoeveel keer jy gedoen nie, gaan doen het. En hy stap aan en hy gaan lê sy hande op haar, en hy het nog nooit vir iemand in 'n hospitaal gebid. Hy was in die ICU, nee. Hy salf haar, hy bid vir haar, en hy loop. Dis die getuienis. My God kan. Dit lê nie net in my nie, dit lê in God. Kan jy vanmôre getuig dat Jesus jou verlosser en redder is? Glo jy vanmôre nie dat Jesus vir jou gesterf het en dat God hom uit die dood uit opgewek het? Dan is daar geen beletsel hoekom ek jou nie mag doop deur die doop van onderdompeling nie. Dit is jou. Glo jy dat Jesus jou gered het deur sy bloed? Glo jy vanmôre dat Jesus aan die kruis gesterf het, in die graf was, God hom lewend gemaak het en dat hy vanmôre lewe en aan die regterhand van die Vader is? Dan is daar geen beletsel hoekom ons julle nie mag doop deur die doop van onderdompeling van gelowiges soos wat Jesus gedoen het. Vader, ek dank U nou vir hierdie twee dames kan bid, dat hulle vanmôre as hulle deur hierdie water gaan, dit nie net 'n datum en 'n sertifikaat is, maar Here, dat as hulle hier uit hierdie water uit opstaan, hulle daai bewustheid sal hê, God is by my. En nou, van daai oomblik af, leef ek my lewe vir God, nie vir myself. Help hulle om keuses te maak wat die koninkryk sal verteenwoordig en nie vlees nie. Help hulle om in besluite te wandel wat oorwinning en bevryding sal bevestig. Help hulle, Here, in die tye van storms en wanneer dit moeilik is en hulle in die woestyn moet wees en die duiwel direk met hulle praat, dat hulle na U sal kyk en dat hulle al reaksie sal wees. Daar staan geskrywe, gaan weg. Help ons, Here, as gemeente om al hoe meer bewus te word van die kragtige teenwoordigheid van God, wat alle nasies red en alle mense bring tot vergifnis en oorwinning. En ek dank U daarvoor. Dank U dat dit gaan met ons. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir ons so oomblik wag. Ek weet nie of daar iemand is wat nog getuig of gaan ons sommer net so sagte musiek speel nie. Ek en hulle gaan gou-gou hier na die aantrek.